Aan elke kyker en luisteraar wat inskakel by vanoggend se opname, welkom aan elkeen van julle. Ons bid dat dit dan ook vir julle 'n geseënde en insiggewende geleentheid sal wees, saam met ons hier in die banke. Kom ons sit net so en dan raak ons stil in die Here se teenwoordigheid. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie dat ons met die wete, met die sekerheid hier by mekaar kan wees in die huis en kan weet, dis nie net 'n vergadering, 'n byeenkoms van mense nie, maar dis ook 'n geleentheid wat U bywoon in en deur middel van die Heilige Gees. Ons is hier vanoggend juis, Here, om na U te kom luister en daarom nooi ons U uit. Praat met ons, leer ons, onderrig ons, wys ons tereg waar nodig, Here, sodat ons op die ou einde geestelik kan groei, nie net nader aan U nie, maar ook nader aan mekaar. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Nou alhoewel ons fokus vanoggend op verse 19 en 20 is van Nehemia hoofstuk 2, gaan ek vir ons wel saam lees reeds vanaf vers 11, net om vir ons 'n meer geheel beeld rondom die gebeure wat hier plaasvind dan te skets. Die opskrif bokant vers 11 meld die besluit om die muur te herstel. Ek het in Jerusalem aangekom en nadat ek 3 dae daar was, is ek die nag stilletjies uit met 'n paar man by my. Ek het vir niemand gesê wat my God my in die hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Behalwe my rydier het ek geen diere by my gehad nie. Ek is die nag deur die Daalpoort na die Jakobsfontein en die Vullispoort toe en het die mure van Jerusalem nagegaan waar hulle afgebreek was en ook die poorte wat verbrand was. Toe ek by die Fonteinpoort en die Koningsdam kom, was daar nie plek vir my rydier om verby te kom en moes ek in die nag met die vallei op boontoe sodat ek die muur kon nagaan. Daarna het ek omgedraai en is ek weer deur die Daalpoort en terug huis toe. Die amptdraers het nie geweet waarheen ek was en wat ek gedoen het nie. Tot dusver het ek niks laat blyk teenoor die Judeërs, die priesters, die vooraanstaande burgers, die amptdraers of die ander wat die werk moes doen nie. Maar toe sê ek vir hulle, julle sien self die benarde toestand waarin ons sit. Jerusalem lê in puin en sy poorte is verbrand. Kom ons herbou die muur van Jerusalem, dat die vernedering nie langer op ons rus nie. Ek het hulle toe vertel hoe my God sy goeie hand oor my gehou het en wat die koning vir my gesê het. Hulle het gesê, kom ons bou en hulle die goeie werk aangepak. Nou kom ons by vers 19. Maar toe Sanballat, die Goroniet en Tobia, die Ammonitiese amptenaar en Gesem, die Arabier, hoor wat ons doen, het hulle ons uitgelag en smalend gevra, wat vir 'n ding is dit waarmee julle besig is? Wil julle in opstand kom teen die koning? Ek het hulle geantwoord en vir hulle gesê, die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. Ons, sy dienaars, gaan bou. Julle het nog aandeel, nog reg in Jerusalem en geen historiese band met hom nie. Net tot sover ons teksgedeelte dan vandag. Nou soos ek dit so noem, vriende, is ons besig met die Nehemia projek. Sy alternatiewe naam wat ons ook vir hom gegee het, is die behoefte om te bou. Ons het laasweek gekyk na die magtige oomblik van mobilisasie. Ons het gesien hoe die volk Israel hierdie aanvanklike vonk, hierdie behoefte, hierdie begeerte wat die Here maande reeds van tevore in Nehemia se hart geplaas het, hoe die volk inkoop daarby, hoe hulle dit ook hulle behoefte en begeerte maak. Ons het laasweek gesien hoe hulle op daardie punt kom na 90 jaar van mismoedigheid, 90 jaar van moedeloosheid, hoe hulle op 'n punt kom wat hulle sê genoeg is genoeg en hulle skud die stof van hulle huidige omstandighede af en hulle staan as 'n eenheid op, saam as een man en hulle roep uit, kom ons bou.
Die 33 vertaling sê dit so mooi in Nehemia 2 vers 18, hulle het hulle hande sterk gemaak vir die goeie werk. Pragtige gebeurtenis waarna ons gekyk het laasweek. Ek dink dit was werklik 'n geleentheid van groot opgewondenheid en geestelike herlewing vir Israel. Maar, en die woordjie maar gaan ek vandag 'n paar keer sê. Maar vriende, hier volg weer eens die geestelike realiteit wat vir elkeen van ons maar al te goed bekend is in hierdie lewe. En ek het 'n skyfie saamgebring, skyfie nommer 7. Sodra God se mense opstaan om te bou, staan die vyand ook op om dit te stop. Ek gaan dit herhaal. Sodra God se mense opstaan om te bou, staan die vyand ook op om dit te stop. Nou dis interessant vriende, dis 'n tweede keer dat ons met 'n tema soos hierdie te doen kry. Vroeër in vers 10 van hierdie hoofstuk het ons gelees dat toe hierdie einste figure hoor dat Nehemia op pad is om die stadsmuur te bou, het dit hulle dadelik omgekrap. En het ons al begin agterkom dat Nehemia gaan weerstand kry met hierdie bouproses wat hy wil aanpak in die naam van die Here, né? En nou vir 'n tweede keer hier in vers 19 kry ons weer eens met hierdie weerstand te doen. Dis vir die skrywer in die tweede hoofstuk van Nehemia vir ons so belangrik om dit by ons tuis te bring. Hierdie einste beginsel. Jy moet maar weet, as jy wil optree in diens van die Here, as jy in sy naam wil bou, of dit nou aan jou eie verhouding is, of aan jou eie identiteit is, of aan jou huwelik, of aan jou gesin, of aan jou verhouding met die Here, of as jy wil opstaan in die gemeente en sê, ek wil graag help herbou, of ek wil opnuut 'n verskil maak in die gemeenskap, jy moet maar weet, jy gaan die wind van voor kry. Dis 'n versekerde feit, wat oor elkeen van ons se pad sal kom, indien ons daardie besluit sal maak. Nou vandag in hierdie gedeelte, gaan ons hoor, hoe die vyand dadelik, toe daar besluit is onder die volk Israel om die stad te herbou, gaan ons sien hoe hulle dadelik daar opgedaag het, by hierdie bouproses, nog voordat die eerste steen gelê word. En ons gaan hoor hoe hulle daar opdaag met stemme van twyfel, stemme van kritiek en stemme van intimidasie. Ons gaan dit hoor. Maar, en hierdie is die belangrike maar, behalwe vir die stemme van kritiek en twyfel en intimidasie wat ons gaan hoor, gaan ons ook vanoggend hoor hoe Nehemia op hierdie stemme reageer. Hy gaan vir ons vandag op 'n pastorale wyse 'n antwoord bied, 'n benadering gee, die Engelse term is vir ons 'n tool gee. Hoe kan ons maak in ons hedendaagse lewe, wanneer ons gekonfronteer word met die wind van voor, wanneer ons gekonfronteer word met stemme van kritiek, stemme van twyfel en die stemme van intimidasie. Dit is waarna ons dan vanoggend gaan kyk. Nou ons begin by vers 19 en ek het die 33 vertaling saamgebring wat ek graag wil aanhaal, want dit voel vir my dat hy hierdie gedeelte eintlik bietjie mooier uitbeeld as die 83. So as ons begin in vers 19 lees ons: Maar toe Sanballat, die Horoniet, en Tobia, die Ammonitiese knegg, en Gesem, die Arabier, dit hoor, het hulle ons bespot en ons verag. Nou dis baie interessant hierdie gedeelte. As jy so saam met my na die teksgedeelte kyk, sê julle sien daar word vir ons in vers 19 3 name uitgelig. Sanballat, Tobia en Gesem. En hierdie name is nie maar net per toeval in vers 19 nie. Hulle is met 'n spesifieke doel deur die skrywer ingeplaas en ek het 'n kaart saamgebring om dit vir julle te wys. Sanballat, soos ons weet en reeds mekaar gesê het in die reeks, was die goewerneur gewees van Samaria. En hierdie streek Samaria het noord gelê van Jerusalem. Daar op die prentjie kan julle nou sien, die waar die boustene is waar Jerusalem gelê het, en dan Samaria het noord gelê in daai boonste ster. Tobia was die leier gewees van Ammon, van die Ammoniete.
En hulle streek het weer oos gelê van Jerusalem, veral aan die ander kant van die Jordaanrivier. En dan Gesem was die leier van die Arabiese streek gewees. Hy was die leier van die Arabiere en hulle streek het weer suidwes van Jerusalem gelê. En ons moet nou onthou dat hierdie 3 persone, lees ons al vroeër in die hoofstuk van, was glad nie goed gunstig toe hulle hoor dat Nehemia kom om die stadsmure te herbou nie, want hierdie persone het hulle almal self verryk in hierdie pynlike en pynlike omstandighede waarin Israel hulle self op daardie stadium bevind het met die mure en wat plat gelê het en die poorte wat verbrand was. Hulle het glad nie daarvan hierdie gedagte gehou van Nehemia wat die mure gaan kom bou nie. En toe hulle nou hoor Nehemia is daar en hy die volk oortuig om saam op te staan en te begin met die bouwerk, wat doen hulle? Hulle vorm 'n koalisie. Hulle kom by mekaar en hulle val verbaal Jerusalem aan van alle kante. Hierdie 3 name word daar spesifiek in vers 19 ingesit om vir ons te wys op 'n simboliese wyse word hierdie bouers van alle kante af aangeval met stemme van kritiek, stemme van intimidasie en stemme van twyfel. Nou, dink net vir 'n oomblik saam met my as ons dit deurtrek na vandag toe. Ek dink ons almal was al in 'n posisie soos die volgende prentjie, waar jy gevoel het, die wêreld het dit in vir jou. As jy kritiek ervaar, as jy intimidasie ervaar, as die stemme van twyfel jou begin oorval, dan voel dit baie keer vir my en vir jou ook, die wêreld het dit in vir ons. Ek het 'n dogtertjie, julle ken haar, Leanay, wat baie sagge aard is. En ek het al geleer met haar, as een persoon met haar lelik is, dan voel dit, dan sy sommer vir my sê, die wêreld hou nie van my nie. Nee? Die wêreld het my nie meer lief nie. En dis baie keer wat intimidasie en twyfel, die effek en wat kritiek op 'n mens het. Dit laat jou sommer voel, jy's in die middel en die hele wêreld is besig om jou af te druk ondertoe. En dis wat hier simbolies gebeur. Hierdie 3 leiers kry vir hulle hulp en hulle begin simbolies Jerusalem en die bouers van alle kant af intimideer met kritiek en twyfel ensovoorts. En is interessant, hulle gebruik 3 benaderings. Hulle gebruik 3 aspekte. Ek noem dit 3 verbale klippe waarmee hulle begin om die volk Israel te gooi. 3 klippe, verbale klippe waarmee hulle hierdie bouers probeer stenig. En ek wil hulle uitlig. Die eerste ene is, hulle maak gebruik van bespotting. Hulle staan letterlik daar langs die bouers en hulle lag hulle uit. Hulle maak dat hierdie groot bouproses wat die volk wil aanpak, hulle maak dat dit een verskriklike groot belaglike ding is wat hulle probeer doen. En ek weet julle gaan met my saamstem op hierdie punt, naamlik dat spot, om iemand te spot, is 'n vreeslike wapen. Want dit tas jou menswaardigheid aan. Weereens as ek Leanay kan gebruik. Ek het al gesien hoe lyk haar oogies en hoe lyk haar gesig as sy by die huis kom na 'n dag by die skool en vir my kom sê my maatjies het my gespot. Ek sien hoe breek dit haar af tot in haar diepste wese. Ek self was 'n kind, 'n outsider. Ek weet hoe dit voel wanneer mense jou spot en ek glo baie van julle het daai selfde pad gestap en nie almal van ons nie, waar iemand of jou in jou gesig gespot het, of agteraf goed van jou gesê het, wat jou net so seer gemaak het. Dit tas jou menswaardigheid aan. So die eerste verbale klip wat hulle hier gebruik, om hierdie bouers mee te gooi, is om hulle te spot. Die tweede verbale klip wat hulle gebruik, is veragting. Nou veragting beteken om op iemand neer te sien, om hom in 'n minderwaardigheidsposisie te plaas, om iemand benede jou te sien. En dis presies wat hulle hier met die Jode doen. Hulle lag vir hulle, sê hulle, wat doen julle? Julle is nie goed genoeg om hierdie bouwerk te kan doen nie.
Julle het nie die hulpbronne nie, julle het nie die vaardighede nie, julle het nie die krag nie, julle het nie die wysheid nie, julle is nie goed genoeg om hierdie mure te kan bou nie. Dis die tweede klip waarmee hulle hierdie bouers mee aanval. En die derde klip is die verbale klip van intimidasie en valse beskuldigings. Hulle vra vir hulle, wat is julle besig om hier te doen? Probeer julle teen die koning rebelleer? Met ander woorde, hulle probeer by hulle vrees saai deur vir hulle te sê, hierdie wat julle nou doen, julle is besig om die wet te oortree. Julle gaan die koning kwaad maak. Julle gaan gestraf word. En deur middel van hierdie vrees wat hulle in hulle probeer insit, probeer hierdie partye, die bouers, op 'n punt kry dat hulle eerder ophou met die bouwerk. En weet julle wat, vriende? Hierdie patroon, hierdie model kom deur die hele verloop van die geskiedenis na vore. Terwyl ek die boodskap so sit en voorberei het, kom my gedagtes nie anders is om terug te spring na die tyd van Noag toe nie. Onthou julle hoe die mense vir Noag gekritiseer toe hy die ark gebou het? Hoeveel van hierdie verbale klippe, hoeveel van hierdie aspekte het nie in hulle woorde na vore gekom toe hulle vir Noag so gekritiseer het en gespot het oor die ark wat hy bou nie. My gedagtes gaan na Goliat toe. Voordat Dawid hom gaan trotseer het, nê, op die oorlogsveld. Hoeveel keer het Goliat nie uitgestap en dat hy voor die hele Israel gaan staan en hulle verneder, en hoeveel van hierdie verbale klippe na hulle toe gegooi om vir hulle te sê hoe min hulle ag en hoe bang hulle is en hoe klein hulle is ensovoorts nie. En die effek wat sy woorde op hulle gehad het nie. Ons lees hulle almal daar in vrees gestaan. Niemand het die guts gehad om hom te trotseer en teen hom te beklei nie. Alles weens hierdie verbale klippe wat hy in hulle rigting gegooi het. En in vandag se dae, daai einste model kom nog steeds na vore. As jy op die punt kom waar jy sê, ek wil my eie lewe herbou, dan kom hierdie einste stemme na vore wat vir jou sê, jou gat is te diep, jy gaan nie daar kan uitkom nie. Dis nou maar hoe jy is, en hoeveel mense het nie al vir jou gesê, ag, dis die beste wat jy kan wees, jy gaan nooit kan verander nie. Jy kom dalk op 'n punt wat jy sê, ek wil my huwelik herbou, en dan sal ek die kritiek en die twyfel en die intimidasie na vore kom en sê, nee, daar's nie 'n kans nie, julle verskille is te ver van mekaar, moenie eens probeer om te herenig nie, dit gaan nie gebeur nie. Jy kan dalk op 'n punt kom wat jy sê, weet jy wat, vandag staan ek op en ek wil my gemeente help herbou en opbou en ek wil opnuut 'n verskil maak in die gemeenskap rondom my. Dan sal hierdie stemme kom en vir jou sê, wat kan jy doen om die nood in jou omgewing te verander? Jy's te klein en te nietig. Jy het nie dit nie en jy het nie dat nie en los eerder, jy gaan jouself nie teleurstel, jy gaan nie 'n verskil kan maak in die kerk of in die gemeenskap nie. Daai einste model, daai einste verbale klippe kom van kritisie en twyfel en intimidasie, kom tot vandag toe nog voor in ons wêreld. Op die ou einde bring dit 'n mens by wat ek op skyfie nommer 12 by ons wil tuis bring. Die vyand wil jou met woorde van so 'n aard verlam, sodat jou hande nooit die werk begin doen nie. Hy wil jou so verlam met allerlei verbale klippe, dat jy nooit op die punt kom om te sê, my hande is gereed om die werk te doen nie. Gelukkig stop ons boodskap nie vanoggend op hierdie punt nie. Gelukkig is hier 'n positiewe tweede helfte in hierdie boodskap vanoggend. En die vraag is, hoe reageer Nehemia op hierdie einste aanval? En weet julle wat? Verskeie geleerdes is van mening dat wat ons vervolgens gaan sien, seker een van die belangrikste leierskaplesse in die hele skrif is, wat ons vanoggend op gaan fokus. Hoe maak Nehemia? Wel, kom ons kyk eers wat doen Nehemia nie. Nehemia gaan sit nie elders in 'n hoekie en huil nie. Nehemia sien ons daal nie tot op die vlak van hierdie aanvallers wat nou daar kom staan en kritiseer en hy begin terugskree op hulle en hy begin met hulle stry en hy probeer homself verdedig nie. Interessant. Hy neem ook nie hierdie briewe wat hy van die Persiese koning afgekry het, van koning Artasasta af, en wys dit vir hulle om vir hulle te sê, maar hy het eintlik die reg om daar te wees nie, hy doen dit nie. Hy doen nie een van hierdie dinge nie. So wat doen hy?
En dit moet 'n mens eintlik in jou verbeelding sien. Hulle is besig om hom te kritiseer, en te intimideer, en sleg te sê, en allerlei dinge. Nehemia bly doodkalm. Dis so ek het in my verbeelding sien. Hy bly doodkalm, hy kyk hulle in die oë, en dan gaan hy dadelik oor in 'n belydenis. Hy sê vir hulle in vers 20, hoor wat sê hy in vers 20. Toe gee ek hulle dit as antwoord en sê vir hulle, die God van die hemel, hy sal ons dit laat geluk, sê die 33 vertaling. Met ander woorde, die God van die hemel sal ons laat slaag. En dit, vriende, ek dink dis die klimaks van hierdie 2 verse. Dit is die stem van geloof. Wanneer Nehemia hierdie woorde spreek, teenoor hierdie Sanballat en die ander 2, Gesem en Tobia, wat hom so staan en kritiseer saam met hulle volgelinge, sê hierdie woorde nie net om homself te herinner nie, maar julle moet onthou, die volk het heel moontlik opgehou bou. En hulle staan en luister nou na hierdie gesprek wat plaasvind. So wanneer hierdie woorde spreek, herinner hy nie net homself nie, maar hy herinner al die bouers wat daar saam met hom ingekoop het in hierdie bouproses. Hy herinner hulle daaraan, wie is die ware eienaar van hierdie projek? Dis nie Nehemia se projek nie, dis nie die volk se projek nie, dit is alleenlik God se projek. En die sukses van die muur hang nie af van die Jode se vaardigheid nie, en die sukses van die muur hang nie af van die toestemming van die vyand nie. Dit hang alles af van die God, die lewende God van die hemel. Hy is die enigste en alleen bepalende faktor in hierdie verhaal. En dit herinner Nehemia nie net homself aan in daai oomblik van konfrontasie nie, maar hy herinner hom, hy sê dit hardop, sodat selfs die bouers en hulle wat hier voor staan, die groepies wat staan en kritiseer, dit duidelik kan hoor. Vriende, weer eens 'n punt wat so van kardinale belang is, wat ons moet deurtrek na vandag se dae toe. Wanneer die stemme van twyfel en kritiek in jou lewe hard raak, moet jy ophou om te wil probeer argumenteer met die vyand. Ons wil so gou as iemand ons kritiseer en ons slegs sê, wat ons vanuit ons eie verstand, ons eie krag, ons eie wysheid in die oomblik dadelik reageer en ons wil begin argumenteer. Moenie. Ons moet probeer om op te hou om ons krag te wil mors deur onsself te wil verdedig teenoor mense wat van ons verskil. Ons moet ophou om te wil stry met mense wat nie toeganklik is of oop is, wat opreg na ons wil luister en wat selfs bereid is om hulle opinie oor jou te verander nie. En dit het ek al 'n paar keer in die Bybelstudie ook vir mense gesê, dat ek is nie die tipe persoonlikheid wat met 'n ou gaan staan en argumenteer oor die evangelie nie. Ek vra vir 'n ou voor die tyd as hy met my wil kom praat oor die evangelie, met watse tipe gesindheid kom jy na my toe? Kom jy na my toe met die gesindheid dat jy wil leer, jy's oop vir verandering, jy's oop vir geestelike groei, of kom jy eintlik net na my toe geslote, jy wil net jou sê en vir my sê ek is verkeerd? Vir 'n persoon wat net na my toe wil kom en net vir my wil sê ek is verkeerd, met so ou hou ek nie eens 'n gesprek nie, want ek mors my tyd en my energie. Maar ek kan net 'n ou pastoraal help as hy na my toe kom en hy's oop om te leer en te groei. Vir 'n ou wat toe is, sal ek nog steeds my stelling stel en ek sal hom los en ek sal glo en bid dat die Heilige Gees sal die verdere werk doen. Maar ek gaan nie met so 'n ou beklei nie, want is te vergeefs. Is te vergeefs. Ek en jy moet eerder begin optree soos Nehemia. Ons moet bloot op 'n punt kom wat ons vir die twyfel en vir die kritiek en vir die intimidasie sê, ons God is in beheer. Ons moet vir hierdie stemme begin sê dat die Here het hierdie goeie werk in my of in ons begin en hy sal maak dat ek of ons in hierdie projek slaag. Wanneer ons hierdie beginsel begin volg en vir die Here die eer gee en die fokus op die Here plaas en die fokus op ons geloof plaas, dan kry ons dit reg om die fokus te skuif
weg van die omstandighede na die Almagtige. En nou, na aanleiding hiervan sluit Nehemia sy antwoord aan hierdie groepie kritisie af, deur die volgende woorde vir hulle baie hard en baie duidelik te sê. Hy sê in vers 20, in die tweede deel van vers 20, sê hy vir hulle, maar julle het geen deel of reg of gedagtenis in Jerusalem nie. Dis sy laaste woorde aan hulle, dan draai hy om en hy stap weg. En wat sê hy hiermee, wat beteken dit? Ek het dit vir ons op die skerm saamgebring. Dis vir ons duidelik dat Nehemia op hierdie punt 'n baie duidelike lyn in die sand trek. En hy sê vir hulle die volgende, julle het niks te sê oor hierdie stad nie. Teenoor al die kritisie wat inkom, hy sê vir hierdie groep mense, julle het niks te sê oor hierdie stad nie. Tweedens, julle het geen aandeel in ons toekoms nie. En derdens, julle name is nie op die burgerskapregister van hierdie herstelwerk geskryf nie. Dis weer eens 'n punt wat ons kan deurtrek na vandag toe. 'n Kragtige geestelike beginsel vir ons in die Here. Ons gee te maklik vir die stemme van twyfel en die stemme van kritiek te veel plek in ons gedagtes en in ons harte. Ons laat te veel en te maklik toe dat mense wat nie self aan hulle verhouding met die Here wil bou, of wat nie self aan die koninkryk van die Here wil help bou nie, 'n spasie en tyd om vir ons te kom wil sê hoe daar gedink moet word as individu en as gemeente. Daar's 'n bekende uitdrukking wat sê, ons ken dit almal goed, die mense wat die minste betrokke is in die kerk, is baie keer die mense wat die meeste wil kritiseer. Jy sien hulle nie, hulle is nooit betrokke nie, maar dis die persone wat die vinnigste moan en kritiseer. Waar is hulle? Hoekom bou hulle nie? Hoekom is hulle nie daar nie? Hoekom is hulle nie teenwoordig nie? Nehemia leer ons om vandag vir die vyand te sê, jy het geen reg hier nie. Nehemia kom leer ons vandag om vir die kritisie en die intimidasie en die twyfel wat ons so oorval te sê, jy het nie 'n sê in my lewe nie. Jy gaan nie die bepalende faktor wees wat my laat bepaal wat gaan my lewensbesluite wees en wat ek gaan doen en wat ek nie sal doen nie. Vriende, as kind van God, gekoop deur die bloed van Jesus Christus, het die vyand geen reg om jou te veroordeel of te verlam met vrees nie. Die stem van twyfel het geen aandeel in die erfenis wat God vir jou voorberei het nie. Jy hoef nie te luister na mense wat slegs spesialiseer in die afbreek van dit wat God wil opbou nie. Moet dus nie verder vir daardie stemme en vir sulke mense die mag gee in jou lewe nie. Ek sluit af. Die mure van Jerusalem, weet ons, is uiteindelik later herbou. En weet julle hoekom dit gebeur? Dit het nie gebeur omdat die kritisie opgehou het nie. Dit het gebeur omdat die bouers besluit het, hulle sal nie toelaat dat hulle oorheers word deur die stemme van twyfel en die stemme van intimidasie en kritiek ensovoorts nie. Hulle het gekies om eerder vas te hou aan die stem van geloof. Slotgedagte. As ons kyk na hierdie prentjie, aan die een kant van hierdie persoon wat by die tafel sit, sien ons al die stemme van twyfel, al die stemme van kritiek, al die stemme van intimidasie. En aan die ander kant sien ons die stem van geloof, die stem wat opbou, die stem wat jou geestelik wil laat groei. My vraag vandag aan jou wat hier in die kerkgebou is en aan u wat by die huis inskakel by hierdie opname is, watter van hierdie twee stemme is op hierdie stadium die hardste binne in jou? Is dit die stem van Sanballat en Tobia en Gesem wat vir jou sê jy is te swak, wat vir jou sê jou verlede is te stikkend, wat vir jou sê jy's 'n niemand en 'n niks werd, wat vir jou sê jou drome vir die toekoms is te belaglik, los dit eerder? Is dit die oorheersende stem op hierdie stadium in jou lewe?
op jou geestelike geloofspaadjie? Of, aan die ander kant, is dit eerder die oortuigende stem van die Heilige Gees wat vir jou kom sê vandag en sy hand uitsteek na jou en jou wil ophelp en vir jou sê, staan op en bou. Die hand van die Here is goed oor jou huwelik, oor jou gesin, oor jou familie, oor jou kerk. Ek nooi uit, kom kies vandag saam met my om met die hulp van die Here hierdie stemme van twyfel in jou lewe stil te maak. Kom ons weier om vir die vyand 'n plek in ons gedagtes te gee. Laat ons saam met Nehemia eerder opstaan, die uitdaging in die oë kyk en met 'n absolute vrymoedigheid verklaar, die God van die hemel, hy sal my, hy sal ons laat slaag. Amen. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, Paulus skryf vir ons in die Nuwe Testament dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die bose magte in die lig. En soos ons maar al te goed weet ons dat hierdie bose magte nooit iets positief of iets opbouend vir ons te sê het nie. Ons weet dat die bose daarop uit is om alles wat ons wil opbou af te breek. Maak nie saak in watter faset van ons lewens nie. En dis juist daarom dat Paulus vir ons uitnooi om die volle wapenrusting aan te trek. Menende om eerder in plaas daarvan om die stemme van twyfel te volg, eerder styf vas te hou aan die stem van geloof. Daardie stem nooi ons dan ook vanoggend uit, Here, om opnuut ons van kop tot toon te kom vervul. Verwyder asseblief, Here, enige en alle stemme van twyfel, van kritiek en intimidasie binne ons. Daardie stemme wat ons wil verhoed om te bou, om te verbeter, om te groei. En vervul ons met die stem van geloof. Die stem van die Heilige Gees wat ons aanmoedig om op te staan. Die stem van die Heilige Gees wat vir ons vra om standvastig te bly staan. En die stem van die Heilige Gees wat vir ons sê, ek sal jou help bou. Seën ons gemeente, seën ons lidmate, seën asseblief die nuwe week en die skoolkwartaal wat voorlê, al ons gebeure wat gaan plaasvind, seën asseblief elke huis, elke gesin, elke huwelik, elke individu. Ons bid dit in u groot naam alleen. Amen. Soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag. Maak sy wapenrusting jou gewone draag. Nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose lus. Dis waarteen ons elke dag se stryd en worsteling is. Teen die onheilsmagte, geeste in die lug. Veg ons met die Here en ons sal nie vlug. Waarheid en opregtheid, altyd op hul pos. Met die blye boodskap dat die Heer verlos. Met geloofsvertroue as 'n skild wat keer.
is bidend, sal die Gees ons lei, sal ons op en wakker en gewapen bly. Dan sal ons kan saam staan, saam kan bid en werk, so maak ons oorwinnings moontlik vir God saak en kerk. Bid en samewerking voluit as 'n span, open die geheime van die Heer se plan.